As jy daar die kenwysie hoor, dan weet jy dis tyd vir Praat Saam hier op RSG. Goeiemôre van my, Lenet Francis, en baie welkom by 100.104 FM. Wêreldwyd luister jy ook na RSG by www.rsg.co.za. Wel, waarom praat ons vanoggend die bedrog verhoor van die voormalige eiendomsagent Wendy Mechanic en haar medebeskuldiges het weer die kollig op die eiendomsmark geplaas. Die Raad op Eiendomsagentskap Aangeleenthede, die REAA, is ontbind en die werksaamhede is onder administrasie geplaas. En na aanleiding van al hierdie gebeure die afgelope ruk, vra ons, hoe weet jy die eiendomsagent met wie jy sake doen is betroubaar? Ons gaan 'n bietjie gesels oor hierdie mark, al die skommelinge en omwentelinge die afgelope paar jaar, want daar in 2010 was dit 'n florerende mark. As jy kyk na die aantal eiendomsagente wat die mark betree het, was dit skokkend. Baie het goed geld gemaak en toe kom die wêreldresessie. En toe begin dinge verander. Ons gaan nou daarby uitkom. My gas vanoggend is Jan Davel. Hy is hoof van FASA. Dis die Franchise Association of South Africa. Môre Jan, dankie vir jou tyd vanoggend op Praat Saam. Goeiemôre Lenet. Kom ons staan eers stil by al hierdie omstredenheid rondom die mark, die afgelope ruk, al hierdie negatiewe publisiteit. Wat het aanleiding tot dit gegee? Lenet, tot 'n baie groot mate was daar sedert die jare 2003 waarskynlik tot 2007 'n geweldige ontploffing in die eiendomsbedryf. Ontwikkeling het goed gegaan, verkope was maklik, finansiering was maklik en ongelukkig was daar baie maklike toetrede tot die industrie en daar was verskeie rolspelers wat met respek dalk eerder nie in hierdie arena moes betree nie. Daar's geweldige bedrae geld betrokke en daar's ook 'n geweldige hoeveelheid kennis en stelsels nodig om dit behoorlik te administreer. Dit is 'n professie, daar behoort behoorlike toesig te wees en ongelukkig weens 'n sameloop van omstandighede was daar 'n gebrek aan effektiewe regulasie en beheer oor mense wat toegang tot geweldige hoeveelheid fondse gehad het, maar nie noodwendig die kennis, ondervinding en stelsels om dit akkuraat te bestuur nie. Sê vir my of ek reg is, want dit is die persepsie wat ek gekry het. Mense het nog altyd gesê, man, as jy gou geld wil maak, verkoop 'n huis. Dit is inderdaad so, die opbrengste is geweldig groot en soos ek sê, daar was nie genoegsame hekkies tot toetrede tot die industrie nie en daar was baie mense wat amper gelukkig was, dit het eiendomstransaksies gereën en as jy 'n goeie verkoopspersoon was, het jy nie noodwendig kennis en ondervinding en waar jy werklik 'n bydrae gemaak het tot die welsyn van die kliënt nie. En jy weet, mense het 7% kommissie gevat op 'n transaksie wat dalk 1 miljoen of 2 of 3 rand kon wees en dit is astronomiese bedrag geld. Wat is wel gereguleer? Die industrie nou word al hoe meer en meer gereguleer en daar was nog nooit 'n gebrek aan regulasies nie. Daar was eerder baie meer 'n gebrek aan die effektiewe beheer en bestuur daarvan, die polisieering daarvan, van die bestaande netwerk. So jy weet die wet op eiendomsagente is 'n ou wet. Die Raad van Eiendomsagente is al daar vir etlike jare. Daar's nog altyd 'n gedragskode. Daar moes nog altyd getrouheidsfonds sertifikate wees wat mense beskerm teen bedrog en diefstal. Maar die effektiewe regulasie daarvan en selfs die uitreiking daarvan en die administrasie daarvan was 'n geweldige probleem oor etlike jare. En daarom is ons wat in die eiendomsbedryf is baie dankbaar vir die ingryping deur minister Tokyo Sexwale met die feit dat hy die Raad van Eiendomsagente onder administrasie geplaas het en dat daar nou ook allerhande ondersoeke is na nie net probleme in die groter sektor daar buite nie, maar selfs ook binne in die raad. So regulasie was daar nog altyd, polisieering en die effektiewe uitoefening daarvan op die grondvlak was die probleem. Kom ons kry die geleentheid vir ons, vir agente wat wel in die bedryf is, ek seker van hulle sal anoniem wil bly, die wat nou nie meer daar is, en kan ek ook vra die wat wel bel, dat ons nou nie die geleentheid gebruik om enige spesifieke bedryf te reklameer nie. Ek sal ongelukkig dan vir jou moet groet, want ons praat hier in die algemeen, ons praat oor hoe raak dit die verbruiker en hoe raak dit die bedryf. En om nou vinger te wys na spesifieke mense, gaan ons niks baat nie, en tweedens is nie regverdig nie, want daardie persone is nie hier om hulself te verdedig nie. Ons praat hier oor die negatiewe publisiteit en die skuiwergate wat daar was, wat mense onder meer soos Wendy Mechanic en haar medebeskuldiges geleenthede gegee het om wel bedrog te pleeg.
Is dit 'n geval dat die bestaande wetgewing wat daar was, jy het gesê daar was nie effektiewe regulasie in beheer nie, daar was nie die toepassing daarvan nie, dit het al bestaan, maar wie, ons vra altyd, who watches the watchdog? Wie het hulle dan dopgehou? Dit is nogal 'n moeilike vraag, Lenet, en ek dink 'n baie sinvolle, logiese manier is die verbruiker homself het baie regte. En veral sedert die wet op beskerming van die verbruiker, die sogenaamde Consumer Protection Act, gee die verbruiker, baie regte en magte om vrae te vra. Daar's afkoelperiodes, daar is die verbruiker kan by baie instansies vasstel wat sy regte is. Jy kan aandring om sekere dokumentasie te sien. Jy het natuurlik die reg om advies in te win van jou regsadviseur. En jy kan self sekere transaksies onaangedaan maak en laat terugskryf. Jy kan aandring op omruil. Nou in die eiendomsbedryf is dit bitter moeilik om 'n ding te laat omdraai, maar die herstel van defekte en so meer is baie meer gereguleerd, veral waar mense van die ontwikkelaars direk koop, wat ons nou baie sien in die laer einde van die mark. Maar die verbruiker is deesdae baie meer ingelig as gevolg van die kollig wat geplaas is op die industrie. En die verbruiker homself is waarskynlik die beste polisieman. Wanneer jy met 'n eiendomsagent sake doen, kan jy vir hom vra, wys vir my jou kwalifikasie, wys vir my jou getrouheidsfonds sertifikaat. Wanneer jy met die prokureur gesels wat die oordrag gaan hanteer, vra vir hom om seker te maak dat die eiendomsagent behoorlik gekwalifiseerd is. En die prokureurs vandag is die waghond ook vir baie instansies, onder andere die ontvanger van inkomste, die raad op eiendomsagente, die wat ons noem FIC, die Financial Intelligence Center, om te kyk dat daar nie geldwasery betrokke is nie. So die verbruiker moet eintlik net al hoe meer vra en gelukkig is vandag se verbruiker baie meer ingestel op sy regte en mense aanvaar nie sommer net meer ter goeder trou nie. Ja. So wie die raad van eiendomsagente moes bestuur is waarskynlik 'n open vraag, en soos ek sê, onder die nuwe, nou dat dit val onder die sogenaamde human settlements, is ons tevrede dat daar baie meer toesig is en ook vordering is oor die afgelope paar maande. Kyk gou nou vir my na wat het gebeur toe ons, was dit 2008 dink ek, by die wêreldresessie, wat dinge in mekaar begin stort. Watter invloed het daai resessie op die eiendomsmark in Suid-Afrika gehad? Lenet, daar's 'n paar wat miskien bietjie meer indirek is. Eerstens was die vloei van fondse internasionaal het maar beteken dat ons eie kommersiële banke met meer omsigtigheid begin kyk het na lenings. Hulle het verseker bietjie die beursie toegetrek. Dit het gekom saam met ook die kredietwet wat baie goed was vir die verbruiker. So daar het 'n groot verantwoordelikheid ingetree wat die toename wat ons gesien het tussen 2003 tot 2007 was die kraan skielik toegedraai in 2008 en ons het geleer uit die foute. Daar was gepraat van die sogenaamde subprime lending market, veral in die Verenigde State, waar eiendomme gewaardeer was ver bo hulle normale of werklike waarde. So ons banke het skielik begin kyk na wat is die werklike waarde van eiendom, en met die invloed van die kredietwet, sowel as die feit dat banke skielik meer versigtig was en die verbruiker meer beskerm was daar 'n geweldige afname in suksesvolle transaksies. Dit was 'n direkte gevolg wat ons onmiddellik gevoel het. En iets wat miskien meer indirek is buitelandse beleggers het begin kyk na Suid-Afrika en gesê, die eiendomswaardes groei nou nie meer so nie, die aanvraag het afgeneem, die markfokus het geskuif en skielik het mense nie meer so seer gekyk na eiendomme en te langtermyn om eiendom te koop met die bedoeling om dit 'n langtermyn te verhuur of om vinnige winste te maak deur dit te koop en aan te verkoop nie. So die invloed van eksterne fondse het ook geweldig afgeneem en ons het gevind dat die koper is skielik 'n meer ernstige koper wat meer huiswerk doen, wat meer vergelyking gaan tref. En daarom ook het baie eiendomsagente uit die mark uitgeval, want hulle was nie die ervare agente wat bona fide werklike goeie diens en werklike goeie raad kon gee nie. So die mense wat gelukkig was met die reën van eiendomstransaksies het begin uitsak. En om vir jou syfers daar te gee, jy weet, daar was op 'n stadium in die 2003-2004 omgewing geweldig baie eiendomsagente geregistreer by die raad, meer as 80,000. Ons kyk tans na ongeveer 17 tot 20,000, waarvan 9,000 werklik effektief in die mark
as professionele eiendomsagente aftree. So daar was 'n groot uitval en dit alles was die resultaat van die kopers het die fokus van die koper het geskuif, die profiel van die koper het geskuif en die aard van die transaksie het in 'n groot mate geskuif. So die sameloop van omstandighede, wêreldekonomie, plaaslike ekonomie, natuurlik die plaaslike sosio-kulturele en politieke dispensasie het ook 'n invloed gehad in 'n skuif in die transaksies. En as mens gaan kyk na die hoeveelheid transaksies, die waarde van transaksies en hoeveel agente werklik betrokke is 'n totale ander prentjie. En die twee faktore was wêreldekonomie en dan die plaaslike regulasie en regulering, kredietwet, verbruikersbeskermingwet, verandering in maatskappywet, belastingskywe, dit het alles invloede gehad op so die mark. as jy 'n klein visie was, sou jy sou net nie kon verder swem nie. Weet jy, dit is ook nie heeltemal akkuraat nie, Lenet, en ek sê dit met baie respek, want as mens gaan kyk na die hoeveelheid transaksies wat per maand registreer, wat deur die aktekantore gaan, is 'n goeie 50% daarvan nog steeds deur onafhanklike kleiner eiendomsagentskappe wat sit met baie plaaslike kennis, kontakte en so meer. So jou groter handelsmerke is verantwoordelik vir waarskynlik, en ek rond dit nou af, 40 tot 50% van alle transaksies, en hulle het natuurlik baie goed gefokusde strategieë, stelsels, bemarking, opleiding en alles wat daarmee gepaard gaan, maar ons kan nie die feit wegredeneer dat daar nog ongelooflik baie onafhanklike operateurs daar buite is nie, en die vraag ontstaan, en dit sê ek ook met baie respek, die vraag ontstaan is so enkel operateur wat moet fokus op regsaspekte, bemarkingsaspekte, regulasie. Ons vra onsself baie keer af of kan so 'n individu fokus op alle fasette van sy besigheid. En daar is van hulle wat baie goed is, en dan is daar ongelukkig ook die wat nie eers weet wat hulle nie weet nie. En dit kan gevaarlik raak. Ons gaan nou daaroor gesels oor die kwalifikasies en bevoegdheid van daardie eiendomsagente. Dis praat saam op RSG. As jy saam wil gesels oor hierdie bedryf, is jy baie welkom om dit te doen. Ons kyk spesifiek na eiendomsagente met wie jy sake doen. Dalk het jy op 'n kol, was jy in die bedryf, is jy ontdigter, het jy dit verlaat, wat was die redes daarvoor? Het jy dalk net nie 'n huis verkoop nie, of die kwalifikasies, dis wat jou ongemaklik gemaak het, die regulering, die wetgewing. 08911045553 as jy saam wil gesels. Jy kan ook 'n draai maak op ons webblad www.rsg.co.za. Jou SMS stuur na 3343. Elke SMS kos jou R1.50, of jy kan my tweet by Lenet Francis 1. Is nou so 20 minute oor 8. My gas vanoggend is Jan Davel. Jan is hoof van FASA. Dis die Franchise Association of South Africa. Hulle sê vir my, hulle het net 'n Engelse naam, maar Jan praat goed Afrikaans, soos jy kan hoor. Kom ons praat oor hierdie kwalifikasies, want ek luister so na jou, Jan, en ek wonder, hoeveel mense kan dit op hierdie oomblik bekostig om 'n nuwe huis te gaan koop? Hoeveel mense klou verbete aan die huis wat hulle het? En hoeveel eiendomsagente wonder, hoekom het ek eersins in hierdie mark betrokke geraak? Dit is 'n baie aantreklike mark, omdat daar verskriklike vryhede is. Jy weet, jy kies die mark waarin jy wil werk, jy kies die ure wanneer jy wil werk, jy kies die tipe kliënte waarmee jy wil werk. En werksomstandighede kan baie lekker wees. Die finansiële opbrengs kan baie goed wees, maar dit is ook so dat die oorgrootste meerderheid van eiendomsagente verdien baie minder geld as wat meeste mense dink. Okay, maar jy weet ook, min is relatief afhangend van waar jy is en wie jy is. Dit is inderdaad so, en om vir jou 'n idee te gee. Ja, gee my. Daar word gereken, en daar's natuurlik nie, weet, statisties is dit baie moeilik om baie akkuraat te wees, maar meer as 80% van eiendomsagente verdien meer as R10,000 'n maand. Dan is daar ander wat R200,000-300,000 'n maand verdien, en daar's verskeie faktore wat daartoe bydra, en in groot mate gaan dit daaroor is, wat doen jy, wie is jy, hoe is jy gekwalifiseerd, hoe gefokus is jy, hoe suksesvol is jy, en in watter omstandighede jy werk, want daar's ook nie net een model waarop 'n mens 'n eiendomsagent kan wees nie. Jy kan van 'n enkel lopende enkel praktisyn wees tot deel van 'n baie groter groep met 'n span mense wat vir jou werk. Daar's verskeie modelle. Soms is dit ook so dat die geografiese area en die demografie waarin jy werk bepaal in 'n groot mate jou sukses.
Die inkomstepotensiaal is bitter groot, maar 'n realiteit is veral die afgelope 4 jaar weens die ekonomiese klimaat gebeur dit sodat een eiendomsagent kan dieselfde eiendom tot 6-7 keer verkoop. Want die koper kwalifiseer nie vir sy verband nie of daar's een of ander opskortende voorwaarde wat intree, dan die eiendomsagent vir maande lank bemarkingskoste gedra, mense rondgery, elektroniese media betaal, ons praat van virtual tours byvoorbeeld waar jy op die rekenaar deur die huis kan stap en so meer. Daar's selfs funksionaliteit om op 'n veilingsmeganisme bid or buy tipe transaksies te kan doen. Die eiendomsagent doen al die werk en hy doen dit op risiko. Niemand betaal 'n eiendomsagent vooraf vir dienste wat hy lewer nie. So daar word lank duisende rande word spandeer net laat die transaksie moet plaasval. Ek gaan vir jou sê oor die algemeen breë terme ongeveer 45% van transaksies wat die eiendomsagent inglo, vind nie plaas nie. So die dag as hy een deurkry, dan is dit so dat die inkomste wat hy daaruit genereer, dek ook die uitgawes van legio transaksies waarop hy tyd, energie en geld spandeer het. En daarom is dit nie noodwendig altyd 'n geval van hoe hard jy werk nie, maar dis ook 'n geval van hoe slim jy werk. En die regte tyd. Korrek. Kom ons hoor wat sê ons luisteraars. Johan is in Mpumalanga. Môre Johan. Môre Lenet. Lenet, ek het net een klein probleem. Ek is besig om huis te koop in die Kempton Park omgewing. Ja. Jy weet, daar maak mense maar gebruik van die internet en jy kyk wat jy kry op die internet en mense probeer. Nou kry jy 'n huis, 'n pragtige plekkie, lyk goed, die prys lyk reg en dan ry jy soontoe want ons het mos nou almal ons GPS'e en ons kom daar en ons gaan kyk hoe lyk die plek. Dan kom ons agter dis 'n varkhok. Want jy weet wat Lenet, hulle het hierdie huis gefotoshop. Hulle het die plooitjies uitgehaal, hulle het die vuil mure uit mooi gebruik, hulle het die gras groen gemaak, hulle Photoshop daai foto's. En jy weet wat, dit is hamwraggies nie vir my eties nie. Ek sê dit my dood. Die ander probleem wat ek ook ondervind, is dat 'n man het R1 miljoen vir 'n huis betaal. Hy het nou 400.000 of 300.000 te veel betaal. Maar hy gaan mos nou nie daai huis vir minder verkoop nie. Hy soek sy geld. En jy kan probeer, hy sal veg tot die dood toe, maar hy sal nie 'n prys laat val nie, want hy het vir hom 1 miljoen betaal en hy het te veel betaal en hy wil hom weer verkoop teen die te hoë prys. Johan sê vir my, het jy besluit jy gaan nou maar self hierdie transaksie doen? Jy gaan nie die hulp van 'n eiendomsagent inkry nie. Ek het van met die eiendomsagente probeer praat. En ek weet daar's 'n reël dat as jy 'n tender of 'n kwotasie of jy sê vir 'n ou ek sê jy soveel gee, dan moet hulle dit vir die eienaar gee. Maar dit gebeur ook nie. Want dan gaan daar 'n verskil ontstaan tussen die eienaar en die eiendomsagent, want die probleem is nou wie gaan nou toegee om minder geld te aanvaar? Ja, soos byvoorbeeld as jy nou my huis wil koop en ek is heel gelukkig met wat jy en ek ooreengekom het, maar nou sê Jan, nee, hy dink ek kan veel meer kry, nou meng hy in. En is dit waar die water dan troebel raak, ja? Dis korrek, ja, want die eiendomsagent moet nou toegee. En regtig waar, Lenet, ek sal by die radio luister, maar dit is nie 'n aangename ondervinding nie. Ek probeer gerus om 'n huis te koop. Nee, ek gaan nie nou dit doen nie, dankie Johan. Mooi bly, hoor, luister gerus verder by die radio. Jy wil inmeng hierso, né, soos ek nou beweer het. Lenet, ek sal graag vir Johan antwoord want ek wil hom graag van 'n bietjie advies voorsien. Asseblief. Ek dink nie sy probleem is uniek nie. Ek dink waaroor hy gesels is baie algemeen. En daar is 'n paar maniere hoe die verbruiker homself of haarself bietjie kan beskerm. Soos ek gesê het, verbruikers moet vra en jy moet vergelykings tref en jy hoef nie te val vir enige bemarkingsfoefie wat daar buite is nie. Om te reageer op 'n paar goed wat Johan gesê het, die eerste ding wat hy gesê het is hy kyk op die internet en dan is daar dan word daar advertensies geplaas wat 'n bietjie verleidelik is, wat so bietjie van die waarheid ontbloot is en goed soos Photoshop en daar's ander metodes hoe die foto's 'n bietjie gedokter word en so meer. Nou dit is oneties. Ek stem met Johan heeltemal saam en daarom is dit belangrik om wanneer 'n mens op die internet nagaan, kyk maar die goedjies in perspektief. Jy weet as jy in die middel van die winter 'n eiendom wil koop en die grasperk is lowergroen, moet dit klaar vir jou ietsie sê. Maar die punt is, die Raad van Eiendomsagente
en die etiese eiendomsagente daar buite voldoen aan 'n gedragskode en die raad vereis, as ek die Engelse term mag gebruik, dat 'n verkoper moet die eiendomsagent moet die verkoper versoek om 'n sogenaamde property condition report in te vul. So voordat ek in my motorvoertuig sou klim in Polokwane om Kempton Park toe te ry, dan vra jy vir die agent, stuur asseblief vir my die verslag wat die eienaar voltooi het wat vir my sê in wat se toestand is daardie huis. So die raad skryf dit voor. Weereens is dit 'n ding wat voorgeskryf word, maar nie noodwendig afgedwing word nie. En die enigste persoon wat hom regtig gaan afdwing is die voornemende koper. En hy sê, ek wil graag daardie property condition report sien, stuur hom vir my. Dis die eerste Ek is geregtig om dit te sien. Jy mag dit vra. Dis jou reg as verbruiker. Die tweede ding is 'n mens moet vergelykings tref. Johan praat van die waarde van die eiendom en iemand wat meer wil hê, want dit is ongelukkige realiteit. Indien jy in die kom ons sê die jare 2006, 2007 'n eiendom gekoop het, is die kanse goed dat die waarde nou of dieselfde of selfs bietjie minder kan wees in sommige areas. Die verkoper het destyds miskien 'n 90 of 'n 100% verband gehad en indien hy nou die eiendom teen 'n te lae prys verkoop, beteken dit hy gaan nog met skuld sit terwyl hy nie meer die bate het nie. So almal gaan druk vir die beste moontlike prys. Dit is ongelukkig of gelukkig, hang af aan watter kant van die tafel mens sit, is dit nou 'n kopersmark. En ek gaan met respek vir jou sê, jy wil nie nou inkoop nie, dis die beste moontlike tyd om nou eiendom te koop. Ons is absoluut in 'n kopersmark. So, mens moet ook nie blindelings net kyk na die prys en die betrokke eiendom nie. Vra ook vir die agent. Enige agent wat sy sout werd is, gaan vir jou 'n markontleding kan doen rondom eiendom in 'n spesifieke area. Daar's statistiese data, as ek die Engelse terme kan gebruik, daar's 'n South African Property Transfer Guide en daar's verskillende diensverskaffers soos byvoorbeeld Lightstone en 'n hele paar ander waaraan eiendomsagente hulle teken in op die diens. En jy kan byvoorbeeld vir my 'n fisiese adres in Kempton Park gee en ek gaan binne 'n halfuur vir jou kan sê in hierdie omgewing verkoop eiendom oor die afgelope paar maande vir gemiddeld soveel rand per vierkante meter, hoeveel transaksies was daar, wat was die gemiddelde ouderdom van die mense. Jy kan soveel inligting kry dat 'n eiendomsagent wat sy sout werd is, gaan vir jou 'n 4, 5, 6 bladsye verslag kan gee met hoe die eiendom waar hy geleë is, waar is die naaste skole, kerke, hospitale, wat ook al die geval mag wees, hoeveel eiendomme was verkoop, gemiddeld wat was die prys per vierkante meter en Johan wat ver sit van die area waar hy wil koop, kan gaan 'n vergelyking tref tussen 10 ander eiendomme in dieselfde mark. En jy sien, 'n mens is meer geneig as iemand vir jou al haar inligting gee en sê kom ons kyk daardeur, as jy meer geneig om daai persoon te vertrou, want jy voel nie dit iets om vir my weg te steek of hulle met my inloop nie. So Johan, gebruik dit as 'n wegspringplek. Kry daardie inligting, vra ook vir die vorms wat die eienaar ingevul het sodat jy jouself kan vergewis van die toestand van daardie eiendom. Anoniem het gevra juis of die kopersmark is. Anoniem, jou vraag is dis beantwoord. Ander anoniem sê wie jou huis aasvoels is skelms sonder skaamte. 0891104553. Ons kom nou weer by jou SMS na 3343. Dit kos jou R1.50. Kom ons hoor wat sê Charles. Dis Charles se eerste keer dat hy inbel en baie welkom by Praat Saam, Charles. Baie dankie Lenet man. Ek het nie jou gas se naam gehoor nie. Dis Jan. Lenet, ek is van 99 as ek 'n agent, so praat van 99 tot tydiglik nou. En ek het nou al die eksamens gedoen wat ons moes gedoen het, die raadeksamen, al die klas van dinge. Toe nou met 'n nuwe eksamen gekom het wat ons gedoen het. Wat hulle noem NQW4 en vir prinsipale is NQW5. Ek het die eksamen gedoen, ek maar sê hier wie, want dit is die TASA is hier 'n maatskappy. Hulle val onder SITA. Die SITA is die hooforganisasie wat nou hier ouens geakkrediteer het en ons moes eksamen die verskillende gedoen het. En na ek die eksamen gedoen, ek het nou dit is geweldige kom werk met die eksamen was. Ek praat nou van 3 maande wat ek baie ure is 'n dik leer wat jy moes gedoen het. Daar's baie take. Soos baie navorsing, dit was 'n klomp werk. En na ek hier goed nou gedoen het en ek het 'n papier vol afkry om te sê dat ek suksesvol was in die eksamen alles. Toe kom die SITA en sê hier, die ouens, daar's nou een of ander probleem by ons. Ons moet nou 'n dispuut vorm vir want die ouens se werk is nou nie aanvaar of hulle kwalifikasies nie aanvaarbaar nie. Maar hulle was voorheen hulle geakkrediteer deur SITA dat hulle ons hier eksamen kon doen. So ek wil by jou gas graag hoor. Ek wil
Maar ek het ontwerkers sê, ek kan nie nou vir sê, hoor jou kwalifikasie is nou nie meer geldig nie. Ek nie bewys gekry om te sê ek het die ding suksesvol deurloop. Ja, Charles, So ek sou net graag wil sien gas oor dit asseblief man. Asseblief luister net verder want ons gaan bietjie dan raak oor daai getrouheidsfonds sertifikate ook. Dankie vir die saampraat. En kom hoor gou wat sê anoniem ook in Durban, ook 'n agent. Môre anoniem. Goeiemôre Lenet en jou gas. Ek is nou al byna 30 jaar in die bedryf. Daar was tye wat jy absoluut 'n deposito moes neersit, 'n persentasie en die res dan op verband te neem. En ek onthou die rentekoerse was op 'n kol 8%. Ek het die situasie dopgehou so deur die jare en ek het gesien hier kom 'n ding. Want in Europa was die huise, het jy van miljoene gepraat. En by ons was dit nog honderde. Maar in elk geval ek het geweet ons gaan een of ander tyd daar moet uitkom. En toe die pryse se begin styg, het die banke selfs, ek weet van my eie kliënte 100% verbande gekry met hulle oordragskoste ingesluit. En dit het my baie bekommer. Ek het vir my kollegas gesê die bubbel gaan bars. So jy kry 'n situasie waar jou eiendom minder werd is as wat jou verband is. En dit is 'n groot probleem. Nou word ek geskakel om 'n waardasie te gaan doen en ek sê vir die mense eers bedrag. Ja, maar my verband is soveel. Maar die pryse het gedaal en dit is nou die banke, ek kry hoendervleis in die nag lê ek wakker want dit lyk vir my asof daar 'n ding kom met ons banke ook wat oorkapitaliseer het. Ja. En dan sê jy ook 'n kliënt wat daar sê gee, ja maar ek het nou 'n R20,000 spandeer aan 'n muur om my eiendom. Ja. Dit sit nie waarde op jou eiendom nie. Mense moet besef dat 'n brickpaving en 'n muur om jou eiendom wat waarde op jou huis sit is jou badkamer, jou kombuis. Dit is geld wat gemors is wat jy nie gaan terugkry nie. Dit help om jou huis te verkoop. Jy kan 'n huis koop wat verwaarloos is, jy kan hom altyd mooi maak, maar as hy op 'n snelweg lê of op 'n spoorlyn of hy het vreeslik baie walle, dan affekteer dit die waarde van die huis. Dit is alles ondervinding wat mense met die jare opdoen en wat die koper nie van bewus is nie. Of in gedagte hou nie. Anoniem, dankie vir die saamgesels. Dis 'n plesier. Mooi dag verder. Kom ons praat oor haar bekommernisse en dan ook die regte van agente soos Charles uitgewys het, want as jy dink daardie afsnypunt van Julie 2008 waar almal moes nou registreer en hulle moes dan hierdie NKR4 en NKR5 kwalifikasies voldoen en dan is daar erkenning gegee vir vorige ervaring, maar daar ook nie goed genoeg om die sertifikaat te kry nie. Was dit nou soos in mooi Afrikaans 'n boggerop? Dit is dit kan so gesien word, maar weer eens hang dit af wat 'n mens se situasie is. En kom ons gesels miskien eers oor Charles se situasie. In die eerste plek dink ek Charles het die regte stap geneem om sedert, hy's 'n ervare agent sedert 99. Hy praat van die baie werk, die verskriklike baie take, werkstukke wat ingedien moet word. Ons verwelkom dit en ek dink Charles sal met my saamstem dat alhoewel hy 'n ervare agent was, het hy eintlik baie geleer. So kom ons gee net 'n bietjie konteks aan die terme wat ons gebruik. Die mense praat oor die algemeen van 'n NQF, dis die National Qualifications waarvan ons verwys. Die regte woord eintlik is FET, dis Further Education and Training, en dis basies 'n matriekvlak wat 'n mens doen, maar dit is lekker breed, omdat in die eiendomsindustrie moet jy 'n bietjie weet van bemarking, advertensie, verkope, regsprosedure, daar's besigheidsplanne, daar's finansies en alles wat daarmee gepaard gaan. So ons is bly daar is so baie werk, want dit beteken jy word wat ons in Engels noem 'n real estate practitioner, wat nou nie sommer net iemand is wat daar op die strand rondloop sonder die nodige kennis nie. So dis goed om die werk te doen. Die NQF vlak 5 wat 'n mens nodig het om 'n besigheidsprinsipaal of bestuurder te wees, die eienaar van 'n agentskap of die bestuurder van 'n agentskap, is so min of meer 'n 3 jaar tersiêre ekwivalent, en dit gaan dan baie meer oor die finansies en risiko's bestuur en dit en dat. Dis nie so baie werk nie, maar is bietjie meer kompleks. En dit beteken dat die verbruiker is beskerm in die sin dat die persoon wie hom bedien het sekere minimum kennis, agtergrond en so meer. Nou in die eerste plek kan ek ook net sê daar is vrystellings wat gedoen kan word aan die hand van eiendomsagent se akademiese kwalifikasie en ondervinding.
Mens kan aansoek doen om 'n erkenning van jou vorige opvoeding, of in Engels recognition of prior learning, maar dan moet jy nog steeds 'n professional designation exam gaan skryf om seker te maak jy het die nodige regte toepaslike kennis en ondervinding. Wat Charles nou verwys het met Services SETA, dit is uiteraard die sector Education Training Authority, wat ook die beurse gee, die standaarde bepaal. Nou, om vir jou 'n idee te gee, mens kyk na ongeveer 150 krediete of unit standards waarna 'n agent moet voldoen voordat hy hierdie sogenaamde NQF4 kan kry. Nou, daar is verskeie akademies of opleidingsskole wat geakkrediteer is deur Services SETA, en dan kan Johan het nou verkies om deur die TASA sy kursus te gaan doen, en as gevolg van verskeie redes, en ek kan nie op die besonderhede daarvan ingaan nie, maar Services SETA het die akkreditasie van die TASA onttrek. Nou is daar nog 'n paar ander Maar nou wat word van die mense wat daardie dit is soos wat Charles gesê het, hulle is ongelukkig nou die slagoffers van iets wat hulle nie kan beheer nie. En die korrekte prosedure soos wat hy genoem het, is inderdaad om by Services SETA nou 'n prosedure te gaan volg, jy rige vertoë, en hulle gaan dan probeer om jou te plaas by 'n ander akademie sodat jy ten minste kan voortgaan. Nou, dit gaan 'n tydimplikasie hê, dit is 'n geweldige frustrasie, maar dit is 'n realiteit. Die Services SETA het toegetree en gesê, goed, die betrokke akademie voldoen nie aan sekere standaarde of sekere vereistes is nie nagekom nie, en 'n hele paar eiendoms, baie van die mense wat al die werk gedoen het, is ongelukkig daardeur geraak. Dis 'n realiteit. Charles sal ongelukkig daardie prosedure moet gaan volg, en hopelik kan hy by 'n ander instansie geplaas word om dan sy kwalifikasie te voltooi. Ek wil net bynoem daar is vir die meer ervare agente wat bo die ouderdom van 60 jaar oud is, word vrygestel van al hierdie drama en moeilikheid. Charles, ek hoop maar vir jou. Dit kan dalk help, en dan ook mense wat teen 2005, as ek nou net my feite reg kry, maar indien 'n mens 'n agent was met 'n volstatus sertifikaat vir 'n sekere periode teen 'n sekere tyd, en ek dink ons praat van 2005. Ek net my feite Ja, kry jy jou feite reg kry, en dan kyk ek gaan van na die SMS'e, want ons moet 'n breek neem. Dis nou so 20 minute voor 9. Welkom as jy nou weer by ons aansluit. Ons praat vanoggend oor die eiendomsmark. Ons praat oor die kwaliteit, die gehalte eiendomsagente wat sake doen in hierdie bedryf. Een van die luisteraars het gevra, jy weet, sy onthou, daar was 'n tyd wat elke Jan Rap en sy maat, haar e-pos van haar. Elke Jan Rap, ja. Ek kan so 7 jaar terug onthou dat elke tweede Jan Rap en sy maat op die bandwagon gespring het om 'n eiendomsagent te word. En sy het, of hy het spesifiek gevra oor of ons syfers het. Ons het nou nie spesifieke syfers nie, maar die navorsing wat ek voor my het sê, byvoorbeeld anoniem, dat daar hier teen 2007, daardie tydperk was daar so 'n groot invloed van nuwe toetreders, dat dit die eiendomsagentmark tot soveel as 80,000 laat opskiet het. En toe met die resessie het so wat 50,000 plus weer die mark verlaat. En watter redes sal ons nou nie vanoggend kan sê nie. Maar dis waaroor ons praat vanoggend. Hoe weet jy as jy hierdie eiendomsagent vertrou dat hulle werklik waar hul woord gestand gaan doen, dat jou geld veilig is, dat jy weet waarvoor jy jouself inlaat. Kom ons sê weer vir Jan Davel aan die woord. Jan, jy sê jy is reg met jou feite. Ja, ekskuus man, die datums, die duiwel is mos in die detail. En net so om terug te kom na Charles se situasie toe, ek bevestig weer eens dat mense bo die ouderdom van 60 jaar is vrygestel van die eksamens, en dan ook mense wat in die industrie was en wat vol status agente was vir 'n periode van 5 jaar, soos op 15 Julie 2008 is ook vrygestel, en hulle hoef dit nie weer te gaan doen nie. So erkenning aan die vorige eksamens wat mense gedoen het en die onderwys het is daar, maar indien jy na 2008 eers toegetree het of toe nog nie so lank in die mark was nie, wil die reguleerders graag hê dat 'n mens deur hierdie verpligtinge gaan. Soos ek sê, daar word erkenning gegee op 2 vlakke. Jy kan sogenaamde recognition of prior learning doen op die NQF4 of 5. Goed. Ek wil vir jou vra, nou koop ek 'n huis en hier stap ek in die agent se kantoor in en ek vra, wys my jou sertifikate, wys my dat jy geregistreer is om hierdie huise te verkoop.
En jy sê vir my, myne is in die pos, of hulle het my beloof en myne gaan nog kom, maar soos jy weet, Lenet, die laaste ruk is die REAA is nou ontbind. Ek dink myne kom nog seker. Wat doen ek dan? Lenet, eerstens weer in die detail, as die verbruiker voor die eiendomsagent staan, moet hy hom eintlik vra vir 3 getrouheidsfondssertifikate, want eerstens die agent, die individu wat daar staan as agent, hy self moet 'n getrouheidsfondssertifikaat hê, dan sy bestuurder of prinsipaal vir wie hy werk, moet 'n sertifikaat hê. Dis dan op die NQF5 vlak, soos ons nou gesê wat die akademiese kwalifikasie aanbetref, en die eiendomsagentskap, die besigheid self, moet ook 'n getrouheidsfondssertifikaat hê. Nou daar was administratiewe probleme en ons kan nou baie kla daaroor, maar die woord van die wet is baie duidelik. En die woord van die wet sê jou getrouheidsfondssertifikaat moenie in die pos wees nie. Dis nie wat daar staan nie. Hy sê jy moet in besit wees van hom. So selfs 'n agent wat kan vir jou wys, hier's my aansoekvorm en hier's my kwitansie, ek het betaal. Voldoen nog nie aan die vereistes van die wet nie. Jacques, jy sê dis eintlik vir jou beter en sinvol om liewer 'n prokureur te gebruik. Hoekom man? Yes, Lenet, môre Lenet, môre Jan. Ek het my vrou net so 'n paar maande gelede deur 'n absolute soemlose transaksie gehelp met die verkoop en die koop van 'n eiendom. En die manier om dit te doen is dat jy moet nie jou verantwoordelikheid in beheer abdikeer aan die agent nie. En jy gebruik jou oordragprokureur. Jy as verkoper van jou huis het die reg om jou die aktes prokureur of oordragprokureur aan te wys. En dan moet jy ook hard probeer om die verkoper van die eiendom wat jy by wil koop te oortuig om dieselfde prokureur te gebruik. Jy mag dit versoek. En as daai persoon instem, want jou motivering is dat dan gaan die transaksie baie vinniger deur as een prokureur dit hanteer. Dit kos ook goedkoper en jy gaan ook 'n afslag kry by die prokureur. En al het die agent nou na die transaksie afgehandel is, 'n bietjie oneties opgetree deur my vrou, jy weet, half te wil dreig oor sleutels en daai tipe van goed. Dit was regtig in 'n mindere mate, maar die transaksie self het baie goed verloop. En dan natuurlik die ander ding is as 'n mens kyk na eiendom, moet jy jou huiswerk doen. Jy kan nie maar net op foto's gaan nie. Jy moet tog die eiendom gaan besigtig. Jy vat 'n kenner saam en jy doen jou huiswerk. En jy moet seker maak die prokureur wat jy wil gebruik en wat jy dan aanbeveel, kan jy vertrou. Natuurlik, maar jy gaan mos nou nie sommer enige iemand vat nie. Dis heel waarskynlik iemand met wie jy al 'n pad gestap het. En wat al 'n paar transaksies vir jou hanteer het, as jy nou so lank in die land is soos ek. Maar andersins dan moet jy maar seker maak dat jy die regte persoon kry, maar dit gaan vir jou baie help. Dankie, dis Jacques se mening. Mooi dag verder, Jacques. Waar is Elmar? Is dit Elmar of Elmarie? Elmar. Elmar, ja, ons luister na jou. Môre. Man, ek luister na die hele gesprek en die hele eiendomswese is eintlik 'n groot gekompliseerde bedryf as gevolg van 'n verskeie hoeveelheid rolspelers wat betrokke is. Nou, ek is 'n gekwalifiseerde waardeerder ook. Ek is 'n eiendomsagent en 'n gekwalifiseerde waardeerder. En waardes klink nou vir my baie belangrik vanoggend en almal weet eiendomsagente word gevra om 'n waardasie op 'n eiendom te doen. Nou, om 'n waardasie te doen of om 'n gesore waardeerder te word, het jy 'n 3 jaar diploma nodig gehad by Unisa. Hulle het dit nou verander na 'n 3 jaar graadkursus toe. So jy word nou 'n gegradueerde in die eiendomswese. En nou kom 'n persoon na 'n eiendomsagent toe wat nie die opleiding het om 'n waardasie te doen nie en hy word gevra vir 'n waarde. So daar's al klaar 'n groot probleem vir my wat waardasies of wat waardes van eiendomme aanbetref. Die ander ding is wat 'n verkoper vir 'n eiendom wil hê en wat 'n koper bereid is om te betaal is natuurlik wêrelde verskil van mekaar. Nou as 'n agent, ek is agent, wat 'n eiendom gaan lys, stel nie belang om onmiddellik by die eienaar te hoor wat wil hy vir die eiendom. Jy moet hom gaan oortuig met jou professionaliteit en met jou kundigheid oor wat jy van oordeel is die waarde van sy eiendom is. Ja. En dit sal voorkom dat soos wat die eerste inbeller gesê het, dat 'n ou het te veel betaal vir sy eiendom en dis mos nou nie die koper se probleem. Ja. Maar weet en as jy hom gaan oortuig dat jou waarde is verkeerd en jy baseer jou opinie op feite en kundigheid, gaan jy daai verkoper ook oortuig dat hy
moontlik nie kan kry wat hy wil hê vir sy eiendom. Sê vir my gou vinnig Elmar, voor ek jou nou gaan groet, as jy gegee die omstandighede, die ekonomiese omstandighede en wat mense wil desperaat is om geld te hê of toegang tot geld of waar die bank dreig om hulle huise te neem want hulle kan nie byhou met die verbande nie. Wat vind jy dat mense oorgretig is, 'n klomp geld wil hê, vinnig wil vat en dan hardloop? Ja, die probleem is hulle die eienaar, die verkoper wil nie besef nie die realiteit nie. Hy besef nie dat hy moet eerder verkoop teen 'n laer prys. Hy raak ontslaaf van die eiendom en hy word nie daar word nie regstappe teen hom geneem nie. Ja. Die ander ding wat ek daar's 'n organisasie wat nou op die internet geloods is waar dit 'n absolute die verkoper doen sy eie transaksie. Hy gaan op die internet op, hy lys sy eiendom. Daar's 147,000 eiendomme gelys op die organisasie se webadres en hulle vat hom stap vir stap deur die hele proses. En deur dit spaar hy 80-90,000 rand aan kommissie want daar's 'n eenmalige klein fooi betaalbaar om toegang te kry. So ek wonder of dit nie miskien die rigting is om te gaan ek hoor sommer nou hier by ons gas vir die verkopers om hulle eiendomme te verkoop nie. Dankie vir die saamgesels Elmar. Lenet en Elmar, baie dankie. Lenet, in die eerste plek, ek stem baie grootlik saam met Elmar wat 'n agent en 'n waardeerder is. Agente is nie waardeerders nie. Hy is heeltemal korrek om 'n waardeerder te wees is 'n formele kwalifikasie en hy kyk dan nie spesifiek net na die markomstandighede en die gemiddelde pryse en wat ook al nie, maar hy kyk baie spesifiek na die eiendom vir verborgde gebreke, sigbare gebreke en dis raadsaam om 'n gesore waardeerder te gebruik as mense koper is, maar dis nie verpligtend nie. Waar 'n agent meer op die kommersiële aspekte gaan fokus, oor die algemeen sal 'n waardeerder baie goeie raad kan gee indien 'n mens onseker is. Voordat 'n bank 'n verband gee oor 'n eiendom, stuur hulle 'n waardeerder uit wat uit 'n risiko bestuur aspek na die eiendom kyk en daarom is dit nie altyd nodig vir die verbruiker om die addisionele onkoste van 'n waardeerder aan te gaan nie, want 'n bankwaardeerder doen dit namens die bank wat eintlik die risiko dra op jou eiendom wanneer jy die verband uitneem. Ek wil by Elmar aansluit en hy praat van maniere hoe om 'n eiendom te lys, hoe jy hom miskien moontlik kan verkoop en dit is baie belangrik vir die verbruiker om te weet dat al 4 groot Suid-Afrikaanse banke het spesiale programme om eienaars wat finansiëel in die knyp is en wat agter raak op hulle huise en nou eerder wil verkoop. Daar is spesiale programme deur banke wat hulle saam met die top handelsmerk eiendomsagentskappe werk in die land. Ons praat in Engels van distressed properties, maar dis eintlik nou die eienaar wat 'n bietjie distressed is, nie noodwendig die eiendom self nie, nê. Maar daar is spesiale programme waar daar bemarkingsaksies gedoen word om daardie eiendom te verkoop waarskynlik teen 80% van sy huidige markwaarde, dis die doelwit. En die eienaar wat onder druk is, stap weg met 'n eiendom wat in die open mark verkoop is teen 'n baie goeie prys en indien hy dan nog 'n kortval het, ons teruggaan na die dame se gesprek wat sê die verbande is groter as wat die eiendom nou werd is, dit is so daardie mense stap weg met 'n goeie verkoopprys, hulle gesig in die omgewing, in die gemeenskap is nog goed, want daar was nie regstappe en veilings en probleme nie. Hy stap weg as iemand wat sy eiendom in die open mark verkoop het en indien hy die bank nog geld skuld, akkommodeer al die banke daardie persone met spesifieke persoonlike lenings teen baie goeie koerse en daar's nie die byt van ek verloor my eiendom op 'n veiling nie. Daar's nou 2 voorstelle wat miskien moet mense dit noem as wendings of opsies vir nuwe aankopers, verkopers. Wat Elmar na verwys het en Jacques het gesê hy het byvoorbeeld 'n prokureur gebruik. Elmar sê daar's 'n webblad wat jy liewe self nou jou besigheid kan doen en net vorms invul. Hoe raadsaam is daardie soort handeling? Goed, kom ons praat oor die 2 goed. In elke eiendomstransaksie moet daar 'n oordragprokureur wees. Dan is daar miskien ook verbandprokureurs en indien jy natuurlik 'n gewillige koper en verkoper het, is dit raadsaam om net dit maar prokureur toe te gaan. Jy hoef nie 'n eiendomsagent te gebruik nie. Maar indien jy jou huis op die mark moet sit en daar's verskeie bemarkingsaksies wat moet plaasvind, die advies, alles wat daarmee gepaard gaan. Maar indien jy 'n koper en verkoper het, is daar niks fout om net met die prokureur te werk nie. Elke transaksie moet 'n oordragprokureur hê. As daar verbande nodig is, sal dit die bank se keuse wees oor watter verbandregistrasie prokureur hulle gaan gebruik, maar dit is so dat die verkoper kies die oordragprokureur. So om nou 'n eiendom te gaan lys, om jou eiendom op 'n webwerf te gaan sit, jy vul vorms daarin, is die vraag weer, hoeveel raadkennis en advies is daar?
Weet die verbruiker werklik wat hy moet doen? Indien hy die eiendom verkoop en iemand ly skade, gaan dit terugkom na hom toe. Onthou dat 'n eiendomsagent in die normale loop van sy besigheid is besig om binne die wet van gebruikersbeskerming te opereer. So as persoon A wat nie 'n ontwikkelaar of 'n spekulant, net 'n doodgewone man op straat wat sy huis verkoop aan 'n ander persoon sonder dat daar 'n eiendomsagent betrokke is jy blootgestel aan sekere risiko's. Indien jy 'n professionele eiendomsagent gebruik, is die agent onderworpe aan wetgewing en indien die koper skade ly, gaan hy nie sy aksie instel teen die verkoper nie, maar hy gaan na die agent toe en sê jy het nie jou plig teenoor my nagekom nie en dan is daar 'n groot risiko in vir die eiendomsagent. So as 'n mens nie werklik seker is presies wat jou regte verpligtinge, verantwoordelikhede is nie, is dit tog raadsaam om 'n goeie agent te gebruik. Ek is jammer ons kan nie langer gesels vanoggend nie, want daar is baie van die luisteraars wat werklik waar bekommernisse het. Ek wil net vir jou vra om in 30 sekondes vir my tog te sê, die feit dat hierdie eiendomsagentskap aangeleenthede REAA nou ontbind het, wat nou? Waar sit mense nou? Kyk, Lenet, die woord ontbind is dalk nie streng gesproke korrek nie. Hy is onder administrasie geplaas. Wat beteken dat sekere persone met wat die regte agtergrond het met die nodige kennis en ondervinding, het die beheer en bestuur daarvan oorgeneem. So dit is nog daar, dit opereer so services CETA, dis aan die gang, die instansies werk saam, die ontvanger van inkomste het sekere aksies saam met hulle. So dit is die beheer het verander deur 'n administrateur. Goed, so mense moet ook nie dit nou as 'n verskoning gebruik hoekom hulle 'n sertifikaat het nie. Korrek. Dankie baie, dankie vir jou tyd vanoggend. Jan Davel is hoof van FASA, dis die Franchise Association of South Africa. Jan, dankie vir jou tyd. As mense in kontak met jou wil kom, is daar 'n webblad wat hulle byvoorbeeld kan gaan kyk na? Ja, die FASA webwerf is www.fasa.co.za. Sê gou weer, is www.fasa.co.za. Eintlik maklik. Dit gaan dan baie gefokus wees op franchising en ek self is ook in die eiendomsmark en ek weet nie of jy my besigheid se webwerf maar hulle kan jy mos daar kry. Hulle sal my daar kry. Baie dankie Jan, lekker dag vir jou verder. Dit was ons gas vanoggend. As jy meer inligting verlang, gemaak het op ons webblad. As jy weer na die fynere besonderhede van wat Jan vanmôre gesê het wil luister, maak 'n draai op ons webblad www.rsg.co.za en luister dan na die potgooi. Die webadres waarna hy nou hier verwys het is FASA, so dis www.fasa.co.za. Nou as ons nie môreoggend praat in die omgewing van 5 minute voor 8 nie, dan hoop ek dat ek jou maandag wel daar by die Universiteit van Wes-Kaapland gaan sien. Ons saamgesels begin 9:00 tot 11:00 en daar's baie gaste, dit is 'n volle huis, so as jy vroeg genoeg daar kom, sal jy nog 'n koffietjie kry en ietsie te kry vir ons die groot gesels begin. Maar maak seker jy is daar, dit is by die biblioteek auditorium en ek sal daar wees, praatsaam sal daar wees vir jou kans gee om saam te praat oor bende geweld en al die betrokke rolspelers, die sal ook daar wees.